Halleluja, ons verwelkom en elkeen van julle hier by die Pinksterkerk van God in Suid-Afrika. Dit is 'n wonderlike geleentheid om altyd saam te kom en voor die Here se troon te gaan as een, want hy sê ons is een liggaam, verskillende funksies. So vanmôre is jy dalk hierso en die Here gaan vir 'n profesie gee, of hy gaan deur u 'n profesie gee, of deur u iets doen wat die Here gaan oplig. Maar ek wil hê u moet besef dat jy is op die regte plek vandag. Ek wil hê jy moet besef dat God gaan vir jou verandering doen vandag. En daarom vra ek, kom ons buig ons hoofde vir 'n oomblik en ons vra vir die Here om saam met ons deur hierdie verrigtinge te gaan en om ons te lei. Ons hemelse Vader, hoe wonderlik en bevoorreg is ons nie om te kan ingaan in die troonkamer van die almagtige God, die allerhoogste. Here, U is bo alles en staan bo alles uit. Geef ons ingang deur kosbare prys wat die bloed in die liggaam van Christus is. Hoe wonderlik en bevoorreg is dit nie vir ons om te weet dat U is ons Vader nie, Abba Vader. Hoe dat daar so 'n noue band tussen ons en U is, dat Here, dat U ons omhels met U teenwoordigheid. Ons is so dankbaar, Here, vir elke krag wat U vir ons gee, deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees, deur die leiding wat U vir ons gee deur Jesus en die woord, Here, dat daai woord 'n lewende woord in ons kan word. Ons dank U vandag dat ons oorwinning sal hê oor elke struikelblok wat die duiwel vir ons kan bring. Ons dank U, Here, dat ons elke versoeking wat hy vir ons pad sal bring, Here, sal weerstaan en opstaan vir geregtigheid. Ons kom vanmôre en ons wil U loof en ons wil U prys, my God. Ons kom met 'n gedagte, Here, en ons sê, Here, ons gee ons alles oor vanmôre. Lei ons, Here, in hierdie tyd, in hierdie diens, in Jesus naam. En hulle wat saamstem, sê amen. Kom ons prys die Here se naam, ons loof hom, en hy sê, hy is en bly dieselfde Jesus.
wat so wonderlik is, alhoewel hy die rots is hy op 'n hoë plek. As jy gaan kyk, jy sien Dawid sê, die Bybel sê dat die duiwel het op en af beweeg so teen die troon van God en hy probeer om God te oorheers. Maar ons sit saam met God in hemelse plekke. So hy is die rots wat hoër is as ons. Maar ons staan nog steeds en ons bou ons lewens op hom. Kom ons sing vir hom, I'm under the rock. Dat jy 'n nuwe skepsel is, dat daar oorwinning is, dat die vrugte het wat jy dra. Die skrif sê as ons nie vrugte dra nie, soos in die moeilikheid, amen. Maar ek weet ek is 'n nuwe mens, ek is 'n splinter nuwe mens. I'm a new creation, I'm a brand new man.
Halleluja. Wie van julle weet dat partykeer raak 'n mens so verlief op iemand en so dat jy nie genoeg woorde het om dit uit te beeld nie. Amen. Dit is so lekker. Ek weet ek kyk baie keer as ek vir die Here baie keer dinge wil sê of as ek my vrou baie keer iets wil sê, dan dit is asof ek ontbreek aan woorde. Maar kom ons sing vir woorde. I love you more than words can ever express. Dit is so wonderlik om te weet dat ons aanbid 'n God wat alomteenwoordig is, maar tog is hy bokant elke situasie, elke omstandighede. So maak nie saak wat die omstandighede vanmôre is nie. Maak nie saak wat die situasie is nie. Hy is verhewe. Ja, hy is verhewe omhoog. Kom ons vereer hom.
niemand wat vergelyk met U nie, my God. Here, U is die God wat alomteenwoordig is in elke saak, my God. Here, U is so soewerein in al die dinge, Here, dat niemand vir U voorskryf wat om te doen, hoe om te doen en waarom te doen, nie, my God. Want U is die verlosser van elke situasie, Here. U is die verlosser van elke mens wat U naam aanroep, my God. Hoe wonderlik is dit nie om te weet nie, dat U is ons Abba Vader, Here, intiem vir 'n verhouding met ons, dat U is nie net ons Vader nie, maar dat U is die God wat ons onderhou in elke omstandighede, Here. U is ons geneesheer, U is ons voorsiener, U is ons beskermheer. Here, U is die God wat U ontferm oor elke saak in ons lewe. U laat ons nooit teleurstel weggaan, Here. U laat ons altyd in oorwinning kom. Want U het gesê dat U gee vir ons U vrede en dat die wêreld dit nie kan wegneem nie, my God. Hoe dankbaar is ons nie dat ons U kan dien nie. Hoe dankbaar is ons nie vanmôre dat as ons U aanroep, dan weet ons, Here, dat U hoor ons aanroepe, dat U beantwoord ons, Here, dat U verlos ons, dat U alles ken en dat U bewus is van alles. Ons is vanmôre hier waar ons kom. Weet ons dat elkeen van ons het in ons hart iets wat ons koester. Elkeen van ons het in ons hart, Here, iets wat ons bekommerd maak. En ons wil daai bekommernisse vanmôre voor U neerlê. En sê, Here, ons vertrou U in elke saak. Ons gaan nie bekommerd wees meer, ons lê dit by U voete neer. Ons het geloof in U verlossingskrag. Ons het geloof in U antwoord op gebed. Ons het geloof in die genesing. Ons het geloof vanmôre om seker te wees dat U bring vir ons berusting in ons harte. Ons het geloof vanmôre om te weet dat U bring vir ons vrede in ons verstand, wat bo kan die vrede van hierdie wêreld is. Dat ons nie vir 'n oomblik hoef te twyfel of onseker te wees. Dus kom ons hierdie jaar in die lied sing, Here, in die diepte van ons hart. Sing ons dat U is verhewe, my God. U is verhewe oor alles, Here. Ons is deel van die skepings wat U gemaak het, wat U naam aanroep. Ons is deel, Here, en ons roep uit met alles wat in is, wat ons wil U verhoog. Ons wil hê die wêreld moet kennis neem van wie U is. Ons wil hê die wêreld moet in ons sien wat U kan vermag. En ons loop en ons prys U daarvoor vanmôre. In Jesus naam. Kom ons sing hierdie lied weer saam in aanbidding. Here, laat die woord vanmôre vir ons die lewende brood word, wat vir ons oorwinning sal gee, krag sal gee en voeding sal gee om U te dien onder alle omstandighede. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja. U mag U sitplekke inneem. As ek vanmôre
opskrif moet gee aan hierdie boodskap wat ek bring, wil ek graag sê lewe onbeperk. Dan word jy nie vasgehou word in hoe jy lewe, in lewe onbeperk. En dan wil ek die vraag vir u vra, het jy 'n droom? Het jy iets wat u najaag en 'n droom wat u na toe gaan? As ek kyk na die woord van die Here in Spreuke 29 vers 18, sê die woord van die Here vir ons baie duidelik die volgende, hy sê, waar daar geen visie is nie, waar daar geen openbaring is nie, gooi die mense alles weg. In ander woorde, hulle gaan verloor, hulle gooi alles weg, hulle gee moed op, hulle gee op. Hy sê, maar gelukkig is hulle wat die wet onderhou. Die vyand wil graag hê dat u en ek moet geen hoop hê nie. As hy 'n einde aan die droom kan bring, is dit een van sy grootste dinge wat hy wil doen. Hy wil graag hê jy moet die droom opgee. Hy wil graag hê die plan wat God vir die lewe het, moet jy tersyde stel, een kant toe sit en jy moet nie deelneem daaraan nie. Jy moet nie, want dit lyk vir jou asof dit onmoontlik is. As ek kyk na 1 Korintiërs 16 vers 9, hy sê, want 'n groot deur het vir my oopgegaan. Hy sê, maar daar's baie teenstand. Daar's baie teenstand. Ek wil vanmôre vir u sê dat as jy 'n droom van God het, lyk hierdie droom miskien vir u onmoontlik, maar daar's baie teenstand wat jy gaan. Hy sal so ver gaan sodat hy vir jou wil sal sê dat hierdie droom is nie jou droom nie. En dan as jy hierdie droom kyk, dan gaan jy hierdie droom begin eenkant te stoot. Dan gaan jy lusteloos word en jy gaan begin vra en jy gaan ophou om te probeer stry om hierdie droom te vervul. En hier is die begin van die afdraand. Jy weet, as die duiwel ons iets kan kry om te begin twyfel in dit wat God vir ons wil hê, dan is dit die afdraand. Dan begin ons die pad loop waar ons nou begin gly. Hy sê, as jy eers oortuig is dat niemand het jou meer nodig het nie. As jy eers tot op die punt kom dat jy voel, jy weet wat, ek het nie nodig om tussen mense nie. Ek kan my losmaak van mense af, want hulle het nie werklik 'n behoefte aan my nie. Ek het geen waarde vir die wêreld daar buite nie. Dit is wat die duiwel doen. Hy vat ons weg. Hy vat ons weg van hierdie drome. Hy wil hê ons moet ons drome op die rak sit. Hy wil hê ons moet hulle agteruit skuif en dan moet ons oortuig wees dat hulle is buite ons bereik. Maar ek wil vanmôre vir u sê dat u droom is binne die bereik. Die ergste van al hierdie dinge is as jy nie 'n droom het nie. As jy vandag sit daar en jy het nie 'n droom nie, jy het nie 'n hoop nie, jy het nie sekerheid dat die Here gaan vir u iets doen, die Here wil u gebruik om iets, jy weet, bonatuurliks en wonderliks te doen. Die ander geval is as ons oortuig ons baie keer self, jy weet, dat ons droom is onmoontlik. Ek weet nie of jy baie keer voel nie, as jy voel dit is 'n droom, dan voel jy droom is onmoontlik. Die droom bestaan nie. En dis waar nie. Ons baie keer voel ons so. Jy weet, ek kyk as ek na my omstandighede kyk, dan kyk ek baie keer, ek het 'n droom gehad vir my kinders, jy weet. En as ek kyk na die droom vir my kinders, dan dink ek baie keer die droom is so onmoontlik. As ek kyk na die omstandighede waarin hulle is en die dinge wat hulle doen, dan dink ek die droom is totaal en al buite bereik. Maar ek moet besef dat hierdie is 'n droom wat God vir my gegee het. Hierdie droom is onbeperk. U kan dit vervul in die lewe. Er is tyd dat u begin besef dat u kan droom wat onbeperkte eindes het. Droom en visies van God kry wat die vyand sal bond staan. Hy sal nie weet wat om te doen nie. Hy sal nie weet om by u verby te kom nie. Weet u vandag wat is die droom? Is u bewus van wat die droom is? Kan u glo vandag dat God sal u help om hierdie droom te bereik? Dat hy nie net sal terugstaan en wag om te sien hoe die droom val of jy weet tot niets sal gaan nie. As ek kyk na Matteus 18 vers 19 sê, hy sê vandag vir jou, ek sê voorwaar vir julle, waar twee van julle saamstem en vra, hy sê, dit sal ek wat my hemelse Vader is in die hemel vir julle doen.
Ek wil julle hemelse Vader sal weet, waar twee saamstem. Jy weet, die twee kan man en vrou wees wat saamstem. Maar wat so wonderlik is, dat as julle twee saamstem, dan stem God saam, want God het die droom gegee. Al is daar niemand wat saam met jou stem nie, al kyk almal na jou toe en hulle sê vir jou, man, dit is nie moontlik nie, dit is onmoontlik, al is hulle negatief. As jy en God saam staan, dan is julle twee. Dan sê ek, dit sal waarlik plaasvind. Hy sê, die hemelse Vader sal dit werklik ter weg bring. Hy sal dit in oorwinning bring. Maar jy moet die geloof hê. Iemand anders kan nie geloof vir jou hê nie. Ek kyk na Jakobus 1 vers 17. Hy sê, elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af. Dit kom van ons hemelse Vader wat lig is. In hom is daar geen variasie van lig nie. Hy sê, daar is geen skade wees, ek jy so kan sê nie. Jy het baie keer soos na lig kyk en die lig, selfs as jy na die stoel op die vloer kyk en jy sien, daar is 'n skade wees. Maar by God is die lig so almagtig, hy is so alomteenwoordig, daar is nie 'n skade wees nie. Daar is nie 'n twyfel in die volbringing van God nie. Voordat jy jou droom een kant toe skuif, wil ek hê jy moet hierdie in gedagte hou. Jy moet mooi dink daaraan. Elke droom is waarde. Elke droom maak saak. Jy weet, maak nie saak hoe klein jou droom is nie, maak nie saak hoe groot jou droom is nie. Elke droom is vir God belangrik. Met ander woorde, as jy dalk 'n moeder of 'n vader is en jy drome vir jou kinders, God, daai drome is vir God belangrik. Dis beteken nie ons wat die grootste aanspraak maak nie. Ek kyk baie keer kyk ek terug na die ou wat penicillin uitgevind het en ek besef, jy weet hoe wonderbaarlik dit is, want ek weet dat julle die storie van dit ken nie. Dit is van 'n mense wat bywoners op 'n plaas was. En toe hulle bywoners op hierdie plaas was, toe jy weet, dit kon hulle nie bekostig om hulle kind skool toe te stuur nie. En hulle kon nie bekostig om hulle kind universiteit toe te stuur nie. En uiteindelik toe besluit hierdie plaas-eienaar, hy gaan hierdie kind universiteit toe stuur. En hy stuur daai kind skool toe, universiteit toe. En op 'n tyd toe kom dit dat sy seun dodelik siek is. En weet jy wat? Daardie kind wat hy universiteit toe gestuur het penicillin uitgevind om sy kind se lewe te red. 'n Klein droompie red ons lewe. Jy moet drome hê vir jouself, jy moet drome hê vir jou kinders, jy moet drome hê vir ander dinge. Droom vir jou man, droom vir jou vrou, droom vir jou huwelik. Droom vir jou besigheid, wat ook jou besigheid mag wees. Selfs as jy droom in skerp op die grond, dit maak nog steeds saak. Tel hy droom op, staan op en sê vir die Here, Here, ek wil jy weer kom dien. As ek na Matteus 25 kyk, dan sien ons hier 'n vergelykenis wat die Here vir ons gee. En hy maak 'n duidelike, jy weet, uitbeelding hierso. Dat God kyk nie na dat ons net wil terugstaan nie. Hy kyk na die mense wat baie keer weet nie 'n kans wil vat nie. Dan kyk hy na die mense wat bereid is om 'n kans te vat. Jy weet, as ek die Here wil nie ek net terugstaan en wag dat dinge moet gebeur nie. Hy wil hê ek moet eerder 'n kans vat. Maar my kans vat is nie 'n kans vat soos die wêreld dit sien nie. My kans vat is 'n kans vat want ek het vertroue in God se belofte. Ek het vertroue in God se woord. Ek het vertroue in die droom wat God vir my gee. Ek het 'n sekerheid in dit wat God vir my bepaal het. As ek na Spreuke 24 vers 10 kyk, sien ek die volgende. 24 vers 10, toe hy sê, in die dae wanneer ons, jy weet, voel ons het nie meer krag nie. Alles ons krag min, hoef ons nie bevrees te wees vir die teenstand wat daar is ons nie. Die skrif sê dit in Korintiërs, sê dit bietjie anders, hy sê vir ons, as ons erken ons is swak, dan maak hy ons sterk. Dan maak hy ons sterk. Ons moet weet hierdie, as ek kyk na hierdie vergelykenis in Matteus 25, dan is dit 'n wêreldse, jy weet, 'n illustrasie wat die Here gegee het van 'n hemelse waarheid. Ons kyk vandag, dit is 'n storie wat Jesus, die koninkryk waar hy gepraat het van 'n man wat,
jy weet, op 'n reis moes gaan, en toe die man op 'n reis moes gaan, toe hy moet weggaan, toe roep hy sy diensknegte na hom toe, en hy het aan elkeen hulle verantwoordelikheid, 'n sekere mate van verantwoordelikheid oorgedra. En soos hy hierdie talente, soos wat die skrif dit noem, aan hulle oorgegee, dat hy vir die een het hy 5 gegee, vir die ander 2, vir die ander 1. En dit is so wonderlik, jy weet, ek kyk na hierdie skrif en ek besef, dat hierdie skrif sê vir ons, in Matteus 25 vers 15 sê vir ons, en hy het vir die een 5 gegee, vir die ander 2, en vir die ander 1. Elkeen volgens sy potensiaal, volgens sy vermoë. En hy het onmiddellik volgens sy vermoë. Jy weet, ons kyk en dan dink ek, ja maar, hierdie droom is boker my vermoë. Nee, hierdie droom is nie. Hy sê, want God gee jou krag. Hierdie droom is, jy moet daai risiko vat om geloof te hê. Jy moet daai risiko vat om te kan vertrou, dat God wil hê jy moet in oorwinning lewe. Jy moet daai risiko vat. Jy weet, die sleutelwoord is hierso volgens hulle vermoë, volgens hulle potensiaal, volgens hulle kapasiteit, wat hulle kan doen. Elkeen het ontvang volgens wat hierdie man weet, wat binnekant hulle vermoë is, dit wat hulle sal kan vermag. Nie net alleen nie, maar as gevolg van sy naamag, as gevolg van die opleiding wat hy gegee het, as gevolg van die feit dat die mense weet, dat hy 'n koninkryk, maar hy is 'n koning, dat hy sal hulle bystaan in hierdie saak. En ons kyk na die logika wat agter hierdie boodskap wat hy vir hulle gee het, en hierdie verantwoordelikheid wat hy vir hulle gegee het. Hy sê vir die eerste een het hy 5 gegee, en hy het onmiddellik uitgegaan, en hy het begin handel dryf met daai 5, en hy het nog 5 meer gekry. Hy sê vir die tweede een het hy 2 talente gegee, en hy het uitgegaan en dieselfde gedoen. Hy sê, maar die een wat 1 talent gegaan het, het 'n gat in die grond gaan grawe. En hierdie talent begrawe. En dit is miskien waar ek en nie vermoede is. Ons voel vandag die Here het ons 1 talent gegee. En ons moet hom begrawe. Ek dink terug aan 'n tydperk voor 1984, waar my lewe, jy weet, 87 waar my lewe op 'n einde was, waar ek 'n geaardheid gehad het, waar ek nie met mense gekommunikeer het nie. As mense met my foon gebel het, met my gepraat en 'n telefoon en sê, ja, wat wil jy hê? Want ek wou nie met mense omgang nie, want ek het gevoel ek het nie waarde nie. Ek het gevoel ek het niks om te offer nie. Daar was niks nie, ek het nie met mense gepraat nie. Soos by 'n plek om met 'n keelkant te staan, ek het my drank gevat en droef in 'n hoek gaan staan, op my eie. Al wanneer tussen mense gekom en sy beklei het. En dit is waar die Here my kom aan het. Want ek het my talent op my stadium begrawe. Ek het begin lewe saam met die Here, en toe ek saam met die Here begin lewe, het ek my Bybelskool toe gestuur, en my herinner toe ek 'n kind was, hoe ek die roeping van die Here op my lewe ontvang het, maar daai droom was nie eens meer naby aan my nie. My pa het my gereeld herinner en my gesê, hier is die foto, kyk hierso, kan jy onthou hierdie man, kan jy onthou wat hy vir jou gesê het op die ontbyttafel? En ek hierdie dinge verbygegaan in die dag toe ek gedoop word met die Heilige Gees. Toe sê die vrou wat voor my sit en my bid om gedoop te word, en sê vir my, jy moet onthou, God sê jy moet onthou wat hy in jou lewe geplant het. Jy moet onthou die droom wat hy daar gesit het. Vandag sit ons hier in die kerkie, lyk klein, maar ek wil vir sê die kerkie is klein, maar as jy in die dorp gaan, is hier baie mense wat ons opgelei het uit hierdie klein kerkie, wat kerke begin. As jy na Mosselbaai toe gaan, sit tussen Mosselbaai met amper 52 kerke, wat die Here dien, met elkeen gemiddeld omtrent 200. En dit is nie die grootheid wat ek het nie, dit is die grootheid van die droom wat God het. Maar as jy jou beskikbaar maak, dan kan God daai droom vervul. As jy jou beskikbaar maak, kan God daai ding uitbring. 'n Man wat nie eens met ander mense wil praat nie, 'n man wat as jy in die straat groet, dat hy jou pak slaag gegee, het die Here gevat en hierdie dinge vermag, omdat hy bereid was om oor te gee die droom van die Here. Toe die man terugkom van sy reis af, het hy na die man toe gegaan wat die eerste 5 talente ontvang het. En hy sê, meester het my 5 gegee, maar ek sê vir jy, hier's 5 meer. En ek wil hê jy moet luister wat die meester vir hom sê. Die meester sê vir hom, wel gedoen, goeie en getroue diensknegt.
Jy was getrou in min. Hy sê, maar ek sê oor baie dinge aanstel. En wat my die wonderlikste woorde is die laaste woorde wat hy vir hom sê. Hy sê, kom in. Kom in. Rensja, vanmôre wil ek wil dit vir jou ook sê. Hy sê, kom in die vreugde van jou meester. Kom in die vreugde. Vir elkeen van julle, Marika vir jou ook. Kom in die vreugde van die Here. Moenie laat die omstandighede wat rondom jou is, jou weghou van die vreugde van die Here nie. Maak die talente los. As jy hierso kom in die oggend, kom vat 'n mic, sing saam. Vat die vrymoedigheid en neem 'n tamboerijn, slaan 'n tamboerijn, dans vir die Here, klap julle hande vir die Here. Kom in die vreugde van die Here en sê hy vir hom. Hy sê, gaan en dieselfde storie herhaal homself vir die ou wat 2 gehad het. Hy sê vir die ou wat 2 gehad het, dieselfde. En hier kom die man, en hier draai die hele storie om na die man wat 1 talent ontvang het. En hy word in 'n gat begrawe wat die meester sê, "O man," hy sê jy's 'n die Engels sê wicked, ek weet nie wat se Afrikaanse woord vir wicked nie. Hy sê vir hom, jy's 'n wicked en 'n lui feit. Jy's lui. Jy weet dat ek oes nie waar ek gesaai het nie. Maar nogtans is dit wat jy doen. Hy sê, al het jy net my geld gevat en in die bank gaan sit. Hy sê, nou met rente getrek. Dan het ek my geld ten minste teruggekry met rente. Hy sê, maar jy was lui. Jy het geen effort gedoen nie. Jy het geen inisiatief aan die dag gelê nie. Jy was nie bereid om 'n kans te vat in jou geloof, in dit wat God aan jou toevertrou het. As jy met mense gepraat het wat my geken het voor 1987 en hulle sê vir jou, ek sou vandag hier preek, sou hulle vir jou lag. Nog meer as jy vir hulle sê, ek sing van 'n verhoog af, sal hulle vir jou lag. Hulle sal vir jou sê, jy is met die verkeerde ou deur mekaar. Dis nie die ou nie. Want die oomblik as jy 1 talent begin gebruik, gee die Here vir jou nog 1. Maar as jy nie jou talente gebruik nie, en nie begrawe dit, dan sê ek vir jou, man, jy is 'n luiheid. Hy sê vir jou dat jy het net dwaasheid in jou. En dit is so belangrik dat ons dit weet. Dit klink asof die Here, jy weet, velle soos hy hierdie dinge sê, baie keer dan dink ons joeg, maar die Here is dan maar hard op hierdie persoon. Want hier vat hy die enkele talent wat die ou gegee het, en hy gee dit vir die ou wat 5 talent het. En ek wil hê vir jou mooi, ek wil hê met mooi luister wat hy hier so sê. Hy het nie die 5 talente wat hy vir hulle gegee het teruggevat nie. Want die skrif sê hy die een gevat wat die ou wat 1 talent het hy gevat en het gegee vir die ou wat 10 het. Maar hy het hulle toegelaat om te hou wat hulle het. Daarom kry ons die skrif baie keer waar die skrif sê, hulle wat het vir hulle sal nog gegee word, maar hulle wat nie het nie, wat min het van hulle sal weggeneem word. Hoekom? Want hulle wat die min het, wil dit nie gebruik nie. Hulle wat dit min het, wil dit nie gebruik nie. Hier vat hy dit weg en hy gee dit vir die ou wat 10 het en hy het nog meer. Nou is die ander diensknegt, hy is heeltemal totaal aan hy bankrot. En die skrif sê hy het hom uitgegooi na die buitekant toe, waar daar geknersfontein is. Ek wil vir u sê, dat as jy nie die drome vervul nie, kan jy ook die saligheid verloor. Want die skrif sê vir ons baie duidelik hier, die man wat die meeste risiko gevat het, of die man wat die minste risiko moes vat, hy het net 1 talent gehad waarmee hy risiko moet vat. Hy het niks gedoen en het alles verloor. Is dit onregverdig? Nee, ek glo nie so nie. Ek bedoel, as ons kyk, die meester het aan elkeen gegee volgens sy vermoë. Elkeen het die potensiaal gehad om dit wat hy gekry het te vermeerder. Elkeen het dieselfde kapasiteit gehad. Elkeen kon dit vermeerder en elkeen van hulle kon geglo het in die toekoms dat daar 'n moontlikheid is. Hulle kon vertrou het sonder vrees. Maar hy besluit dat hy nie die kans gaan vat nie. Hy gaan elke geleentheid, met ander woorde, die geleentheid wat aan hom gegee word om te groei, gaan hy nie vat nie. Hy het seëning afgewys
Hy het gesê, nee dankie, ek stel nie belang nie, ek sal dit maar liewers in die grond begrawe. En dis wat ons doen, as jy die droom begrawe, vat jy die siening van God, jy maak die deur van die seun, want onthou die man wat 5 gehad het 5 meer gekry, en toe hy die een wegvat, en toe sê hy, gee dit vir die ou wat 10 het. Hy het dit nie weggevat nie. So as jy woeker met die talent wat God vir jou gegee het, dan seën God jou. As jy nie woeker met dit nie, dan vat hy daai seëning weg, en hy gee dit vir die mense wat geseënd is. Ons is vandag oortuig, ons lewe in 'n wêreld, 'n werklike wêreld, waar ons interaksie nie meer met mense is nie. Meeste van ons interaksie is online, WhatsApp, phone calls, internet, Google, Instagram, al hierdie goeders. Ons glo dat dit maak nie meer saak nie. Dit wat ek doen, het geen effek op mense meer nie. My droom is nie meer belangrik nie. Die plan wat God vir my het, is nie meer saaklik nie. Ek bedoel, solank as ek hier kan sit en ek kan praat van agter 'n skerm, kan ek praat. En ek kan my hart uitpraat, dan is alles reg. Nee, jy moet iets doen. Jeremia 17 vers 9 sê, hy sê die hart is misleidend bo alle dinge. Hy sê hy siek, hy is oneindig siek. Wie kan dit verstaan? Dit is nie 'n baie goeie getuienis van die hart nie. En dit maak dit die perfekte instrument wat die duiwel gaan gebruik. Die duiwel gebruik beteken ons hart om ons te laat voel ons is oorkom. In ander woorde, om ons te vernietig, om ons te, jy weet, soos hy in Johannes 10 vers 10 sê, hy kom om te steel, te roof en dood te maak. Dit is wat die duiwel, hy gebruik baie keer in die hart, hierdie vrees wat ons het. En jou hart is nie so omdat jy slegte mens is nie. Maar ons sê baie keer die ding wat ons voel. En ons deel baie keer die verkeerde dinge met die verkeerde mense. En dan kom daar resultate as gevolg van ons, jy weet, wat dit ons uitspreek, dit wat ons sê, dit wat ons doen. Hierdie mense wat so baie keer op Facebook hulle hele klaaglieder uitlei. Dan vra hulle, maar hoekom oorwin die duiwel my? Jy kla, jy gee vir hom gereg, jy gee vir hom besap. Die skrif sê dat lewe en dood in die mag van die tong. Jy gee vir hom gesag. Die hele tyd kla, jy weet, ek kyk baie keer, my vrou is lief om te kyk wat sê die mense op hierdie, jy weet, daar bo aan, wat doen julle dit? Jou profile. Ja, wat jou profile. Sy kyk baie keer by die mense, en dan, jy weet, as ek kyk na baie se profile, en dink ek, hier, ek kan weet hoekom is hierdie mense so verslaan. Want dit wat op hulle profile is, vernietig hulle. Die skrif sê die vreugde van die Here is my oorwinning. Dit wat op my profile is, bepaal wat ek word. En as jy hierdie dinge begin, baie keer gaan dit so ver, dat dit moeilik is om dit terug te draai. Dit is moeilik om dit terug te draai. As jy 'n fout gemaak het, as jy verkeerd goed opgesit het, weet baie keer haal dit net af. Ek wil nie sê maar dit nie net afhaal nie. Haal dit af en maak 'n apology. Sê, mense, ek is jammer ek is so negatief gewees. Ek is jammer ek is so negatief gewees. My God is 'n groot God. Slaan die duiwel 'n blou oog. My God is 'n groot God. As ek hierdie ding sê wat ek nou gaan sê, gaan ek maar net lag. Maar ons is baie keer so standaardpaste. Dink die goed wat uit ons mond uitkom, kan nie weer teruggaan nie. Baie keer moet ons ophou om onsself te ontleed. Wie weet? Daar's baie keer wanneer mense hulle opinies oor jou gaan lig en hulle gaan dinge van jou sê en jy weet die mense gaan goeders op die internet van jou sê en hulle gaan goed op Facebook van jou sê en hulle goed op Instagram van jou sê en dan voel jy wil terug inspring en hulle net daar en dan reghelp.
Hier is baie keer wanneer my vrou woorde van wysheid het, dan sê my man, wag net 'n bietjie. Moenie nou antwoord nie. Want ek voel baie keer ek kan inklim en hulle net daar uitsorteer. Ek sê man, slaan nie yster terwyl jy waar is. Dan sê sy nee, wag net 'n bietjie. Baie keer het ek al vir gesê, Labie, hoe klink dit vir jou? Dan sê my man, veer dit net uit en vergeet van dit, jy's groter as hierdie probleem. Moenie dit aan ag neem nie. Jy het meer waarde as wat hulle sê. Ons het elkeen mense van wysheid nodig so dit in ons lewe. Hulle sê jy hoef nie te skryf nie. Jy hoef nie te antwoord nie. Bly net stil. Spreuke 4 vers 5 tot 7 sê ons kry wysheid. Kry, jy weet, understanding. Ja, dan word nie net wysheid nie. Wysheid is die dinge hoe jy dit toepas. Understanding is weet hoe kom jy dit doen. Verstaan hoe kom jy dit doen. Die Here sê ons moenie wegdraai van die woorde van sy mond af nie. Moenie van wysheid een kant toe skuif nie. Die skrif nou maar haar. So ek dink seker maar dat dis hoekom ons vrouens ons baie keer reghelp. Skrif sê don't show her away. Don't forsake her. Sy sal jou ophou. Wees lief vir haar. Hou haar vas. Dan sê hy, wysheid is die beginsel van dinge. Dis die beginsel, die fondasie. Hou vas aan wysheid. Wysheid is die beginsel. Daarom moet ons dit kry en vashou. Wysheid sê jy het vryheid om te sê wat jy wil. Maar moet jy? Dis die vraag. Moet jy terugsê? Moet jy iets terugsê? My vriend wat daar bo is, ken my, ek is ou wat vinnig dinge terugsê. Maar die vraag is baie keer, moet ons antwoord? Moet ons iets terugsê of is dit beter om net stil te bly? Want Filippense 4 vers 8 sê, hy sê my vriende, maar dink aan hierdie dinge wat waarheid is. Hierdie dinge wat eerbaar is. Hierdie dinge wat reg is. Hierdie dinge wat rein is. Hierdie dinge wat lieflik is. Hierdie dinge wat van goeie oorsprong en verslag afkom. Hy sê daar's baie waarde in diepte. Dink aan die dinge wat pryswaardig is. Hy sê en dan mediteer jy op hierdie dinge. Hou dit in jou gedagtes, want dit wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Jy kan 'n bietjie tyd saam met mense spandeer en dan kry jy wat hulle gaan. Dan mag jy wees wanneer jy versoek word. En dan hierdie begeerte in jou opstyg wat jy wil voel, ek moet iets sê, ek moet hierdie mense reghelp. Maar die oomblik wanneer jy kan leer om stil te bly, dan wil ek vir jou sê, jy's nader aan jou droom as wat jy dink. Want dis waar die krag kom. Hy sê hy wat die tong in toom kan hou, hy kan alles vermag. Jou droom is binne bereik. Jy's besig om te trek na 'n kamer toe met 'n nice view. Jy weet hulle noem dit daar so die corner office. Wat jy na al die kante toe kan ry. Jy's besig om te skuif na die corner office toe. Gee jouself 'n bietjie slack. Ek weet die lewe is hard baie keer. Ek weet die lewe is nie altyd maklik om God se stem te hoor nie. Maar wanneer die golwe oor jou stroom van siekte, dan moet jy daai stil stem van die Here wat vir jou praat en sê jy's genees. Wanneer daai golwe oor jou kom wat sê vir jou, jy weet jy's arm, dan moet jy daai stemmetjie van die Here vir jou hoor wat vir jou sê jy gaan voorspoed hê. Wanneer die golwe oor jou kom en sê wees bang, dan moet jy daai golwe hê, dan moet jy daai stem van die Here hoor wat vir jou sê hou vas in jou geloof. Wanneer die golwe kom wat vir jou sê jy is besig om te stik, jy weet te sink, dan moet jy opstaan en uitklim. Ek het die beste illustrasie van dit al in my lewe gesien. Een keer kyk ek na 'n storie van 'n donkie wat in 'n gat geval het. En die gat is te diep en die eienaar kan hom nie uitkry nie. En die eienaar besluit, wel laat hom maar net een wy, ek moet hom maar toegooi. En soos hy die sand afgooi, so skud die donkie die sand af en dan klim hy bo op die sand. En toe die ou uiteindelik die gat toe en die donkie bo. Toe sê hy,
toe sy nie dood en begrawe nie, toe sê hy, as die wêreld goed op jou gooi, skud dit af. Skud dit af. Luister na wat sê die stem van die Here. Luister na die stem van die Here wat jou verder gaan. Vertrou in sy stem. Hy sal jou nie laat val nie. Hy gaan jou inteendeel gaan hy jou optel. Jesaja sê jy sal vlieg op die vlerke van arende. Hy gaan jou optel, jy gaan sterk word. Kyk na Petrus wat op die water geloop het. Jy weet, het Jesus werklik nodig gehad dat Petrus op die water moet loop? Kom aan, was het werklik nodig om op die water te loop? Het Jesus het nodig gehad? Nee. Ek bedoel, hy was veilig in die boot. Hy was veilig in die boot, maar God wil nie ons moet net veilig wees nie. Hy wil nie ons moet net oorleef nie. Hy wil hê ons moet, ek weet nie hoe noem jy dit in Afrikaans nie, maar hy wil hê ons moet thrive, ons moet in oorwinning lewe. Ons moet onbeperk wees. Ons moet onbeperk wees. Ons hoef dit nie, jy weet, om te oorlewe is om het veilig te speel. Ek wil nie in die moeilikheid kom nie, so ek is bereid om 'n kans te vat. Maar as jy onbeperk wil lewe, dan moet jy risiko's vat. Risiko's van geloof. Jy moet besluit om nie bang te wees nie, maar om God te glo dat jy sal groei. Ek kyk terug na die coronavirus. Jy weet, baie mense kyk na die coronavirus en hulle het baie klagtes gehad. Maar jy weet wat, kom ek sê vir jou, God het weer vir die families kans gegee om te herstel. Want ons lewens was so besig gewees. Ons het nie tyd gehad om die paas om weer saam met hulle kinders te wees en die families om weer saam te bid nie. Baie keer is daar goedjies wat ons altyd wou gedoen het by die huis, dinge reggemaak het en ons kon dit nie regmaak nie. Het ons 'n kans gekry om dit reg te maak. Dit is 'n tyd vir ons om te groei. God het gesê gebruik hierdie tyd. Maar ons kan kyk na dit, dan kyk ek na die skrif wat sê alle dinge werk ten goeie van hulle wat die Here liefhet. Alle dinge werk ten goeie van hulle wat die Here liefhet. Alle dinge, nie party dinge nie, alle dinge. Selfs daai dinge, en die Here gebruik, miskien was jy op daai stadium so gewees, jy het so hard gewerk, en jy wil graag jou geleerdheid bietjie opgetel het. Daai was die ideale tyd. Ek bedoel, as die ideale tyd is die hele jaar gewees, so die ideale tyd gehad om 'n kursus te vat, en 'n diploma agter ons naam te kry. Maar ons moet na Jesus kyk. Ons vat nie die coronavirus ding met ligtelik, en ons weet dit het 'n groot impak gehad op die wêreldwyd. Maar moenie na die golwe kyk nie, kyk na Jesus. Luister na sy stem. Luister na sy stem. Lewe jou droom. Ons kyk hierdie Nike skoene wat hulle het. Jy weet, daai ou wat daai Nike skoene begin het, ek weet nie of julle weet hoe hulle dit begin het. Hy het agtergekom dat die spikes werk nie meer so lekker nie. Veral nie vir ons langer standaard loop nie, want hulle byt baie keer vas en dan val die ouens in dan. Want die het gras en jy tarmac gehad en dan die verskillende oppervlaktes waarop jy hardloop, maar dis nie altyd maklik nie. En toe het hy die eerste skoen het hy gemaak op sy vrou se struikhuisstel. En toe het hom sê dit gaan nie werk nie, toe sê hy man, wat jy so, hy gee dit vir een van die ouens wat een van hierdie wêreldreisies sal hardloop by die Olimpiese spele, en hierdie ou wen daai Olimpiese spele met hy skoene. Hy het nie gekyk en geluister wat die mense sê nie. Hy het nie geluister na wat die judges gesê het nie, wat die mense van hoë posisie gesê het nie. Nee, hy het sommer strykuister gevat, paar takkies gemaak wat 'n verskil maak. Hy het 'n visie gehad. En hierdie visie het hom met toegewydheid bokant die wêreld se verwagting uitgeval. Wees toegewyd aan die visie wat die Here vir jou gee. Laat die wêreld jou bokant jou omstandighede vat. Moenie laat die wêreld jou aftrek nie, dat jou visie jou bokant jou omstandighede vat. Skus, sê ek dit verkeerd op. Maar laat jou visie jou vat bokant jou verwagting. Bokant die wêreld se verwagting. Moenie laat die wêreld vir jou voorskryf weet wat jy is nie. Jy is meer as enigiets. Kyk hy vrou, die vrou wat met die parfuum gekom het na Jesus se voete toe.
Die disippels het nagekyk, hulle het daar sleg gesê. Hulle het gesê, hulle kon eerder daai parfuum gebruik het vir die armes. Maar Jesus het daar beskerm. Hy sê vir hulle regheid, hy sê, man, los uit. Dit wat sy doen is goed. Hy sê, in die huis gekom, jy het eers my voete gewas, hy sê, met trane gewas. Jy het eers olie aan my gesmeer, hy sê, die dierste parfuum, my hele jaar se salaris op my voete uitgestort. Sy het haar hare gebruik om my skoon. Hy sê, julle sal nie onthou word nie, maar sy sal onthou word. Almal sal van haar praat. Hier wat ons die minste van verwag het, die meeste aansien gekry. Hoekom? Sy het geweet wie Jesus is. Weet u wie Jesus is? Want as jy weet wie Jesus is, dan weet jy daar is 'n droom vir jou. Moenie die social media gebruik en agter dit wegkruip nie. Jy weet die mense gebruik social media om te gossip. Kom aan, sê hy nou. Hou van ander mense praat. Dit is baie belangrik. Ek wil vir jou quote gee. Jy weet die waarheid, kom ek sê vir jou, gee vir die waarheid. Groot mense, of magtige mense, het nie tyd om te skinder nie. Eleanor Roosevelt, die president van Amerika, sy vrou het altyd gesê, groot breine bespreek idees, oplossings. Sy sê gemiddelde breine bespreek events, jy weet, gebeurtenisse. Sy sê mense met klein minds, small minds, puny minds, hulle bespreek ander mense. As jy groot wil wees, moet jy skinder nie. Matteus 18 vers 3 en 4 is baie belangrik. Hy sê, ek sê vir julle, as jy nie wil word soos 'n kind nie, dan sal jy nooit die koninkryk van die Here ingaan nie. Hy sê, want hy wat homself nederig maak soos 'n kind, is die grootste in die hemel, die koninkryk van die hemel. Het jy al vir kinders gekyk? Ek bedoel sonder die invloed van ouers, want ouers kan kinders baie keer hulle kinders beïnvloed. Want jou kinders gekyk, hulle kan met enigiemand speel. En hulle kom nie terug met 'n storieetjie nie. Hulle sal vir sê hierdie maak so en daai maak so, maar hulle sal nie vir sê hierdie is sleg nie. En hierdie is nou goed nie. Hulle sal net vir sê wat hulle maak. Kom ons lewe, ons droom. Wat is jou droom? Vir jou kinders, vir jou huwelik. Wens vir die vreugde wat jy kan bring in jou familie. Wees 'n ma, soos jou ma was. Vol vreugde, vol oorwinning. Dis wat sy wil sien. Dis wat sy, Marika, lewe in oorwinning. Elkeen van julle, Menkie, oorwinning. Stefans, oorwinning. Elkeen van julle, my vrou, oorwinning. Vir julle jong mense, julle 2 jong mense daar, lewe in oorwinning. Baie soets, dink van die groot droom. Baie speelgoed. Maar moet nie worry oor die speelgoed nie, maak seker jy ken die stem van die Here. Kom ons sluit ons hoofde. Ons Hemelse Vader, ons dankie vandag dat ons U met oorgawe kan dien. Ons dankie vandag, Here, dat ons kan kom en sê, vat ons hand, Here. Lig ons koppe op, Here, dat ons weer na U toe sal kyk. Dat ons nie sal kyk na die golwe rondom ons in die wêreld nie, maar dat ons in die oë van Jesus sal sien, sy vir ons sê, kom. En ons sal nie huiwer nie. Ons sal uit die boot uit klim, Here, en ons sal loop, sonder twyfel. Ons sal daai risiko vat, as gevolg van die geloof wat ons het in die waarheid van die beloftes. Elke waarheid, Here, sal ons deurbraak gee. Ons loof en ons prys U daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. As jy vanmôre offerhande gebring het, is jy wel